Goeienaand, liewe luisteraars. Dit is voorwaar vir my 'n voorreg om weer vanaand saam met jou stil te word rondom die Here se woord, hier in Pinkster 2024. Ek wil sommer hier aan die begin verskoning maak vir my stem. My gesin glimlag nou al daaroor dat elke jaar rondom Pinkster het ek maar 'n probleem dat ek dink 'n mens se stem net gewoon te veel werk en saam met al die gogga-goeters en kieme en dinge is dit so byna onafwendbaar dat ek maar op 'n stadium 'n bietjie sukkel. So verskoon asseblief as my stem by tye dalk so 'n bietjie van toonhoogte verwissel of daar 'n krapperigheidjie kom, maar ek weet dat die Here my uiteindelik ook sal help om op hierdie manier hierdie reeks ook vir jou te kan bring en eintlik saam met jou te kan reis in die voetspore van 'n onverklaarbaar almagtige God. Dit is dan ook ons tema vir hierdie jaar. Die van julle wat gisteraand ingeskakel het sal weet, ons het gisteraand met Hemelvaart begin by die tema waar God eintlik vir ons in Psalm 139 sê, ek ken jou vanuit jou moederskoot. Ek ken jou van voor jou geboorte af. En wat 'n wonderlike belofte om uiteindelik mee te lewe. En ek kan maar net sê, ek hoop dat hierdie belofte jou eintlik vandag gehelp het om voluit te lewe, om jou werklikhede in die oë te kyk, in die wete dat God by jou is, dat God vir jou sorg, en dat hy presies weet waar jy jou in jou lewe bevind. Kom ons word saam stil in gebed. Ons Hemelse Vader, Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg om vanaand weer so saam te wees. Here, ons is hier met 'n bepaalde verwagting dat U vanjaar in hierdie Pinkster met elkeen van ons op 'n besondere manier gaan praat. Here, ons is almal op reis deur 2024. Vir sommige van ons is dit 'n tyd waarin ons begin sien dat ons lewensreis einde se kant toe staan. Vir ander, Here, is daar 'n stuk opgewondenheid, omdat hulle dalk maar onlangs eers die reis begin het. Dankie dat ons weet dat U met ons op pad is. En dankie, Here, dat ons ook vanaand met 'n bepaalde verwagting kan inskakel by hierdie diens. 'n Verwagting dat U as lewende Here self aan die woord sal kom. En daarom bid ek nou dat U ons harte ook sal ontvanklik maak, Here, om te hoor wat dit is wat U vir ons wil sê. Amen. Ons is vanaand by ons volgende tema en ons gaan haal dit daar uit Exodus 3 uit. Nou, meeste van julle sal onmiddellik sê, goed, Exodus, ek weet min of meer waarom dit te plaas, jy is heeltemal reg, dit gaan uiteindelik oor Moses en God se gesprek, wanneer God hom uiteindelik roep, om dan die volk uit Egipte te lei. Ons tema, ons spesifieke tema is, om te wil ken, of om te wil beheer. In ander woorde, hoekom wil ek en jy vir God ken? Wil ons hom ken omdat ons in 'n meer intieme verhouding met hom wil lewe? Of wil ons hom ken omdat ons eintlik wil probeer uitredeneer hoe ons hom kan gebruik? Hoe ons op 'n bepaalde manier moet optree, sodat hy uiteindelik weer in ons guns kan terugoptree. Nou ek dink dit is 'n bekende feit, ek dink dit is in absoluut elke huisgesin so, dat kinders nogal die vermoë het om hierdie situasie redelik goed uit te byt. En ek onthou ons as kinders, daar was sekere goed wat ons vir pa gevra het, as ons vermoed het ma sal dalk nee sê. En dan was daar helaas dinge wat ons vir ma sou gevra het, as ons vermoed het dat pa dalk sou nee sê, en daarom het ons eintlik so half 'n, ek gaan maar die woord voorspraak gebruik. Ons het so half 'n voorspraak nodig gehad. En uiteindelik in my eie huis het ons dikwels so 'n bietjie gelag vir my seun Philip. Hy het so 'n manier gehad
Ons het sommer altyd gespot en gesê, puppy eyes. Hy het so 'n manier gehad om vir sy ma te kyk, en jy kon sommer sien hoe dat haar hart uiteindelik vermuwe, en hy, genoeg kere, sy sin gekry het. Nou, terwyl ek met hierdie tema besig was, het ek sommer gedink, ons het destyds besluit om te trou so in die middel van my 5de jaar, met die wete dat my 6de jaar nog voor lê. En ons sou daardie einde van my 5de jaar sou ons trou, en ons het die besluit geneem dat terwyl ek nog in Stellenbosch moes studeer by die kweekskool, en Rentjie op daai stadium 'n pos gehad het in Parow, 'n musiekpos, het ons besluit dat Bellville 'n baie sentrale en 'n baie lekker plek was om in te woon. En ek het so 'n bietjie kers opgesteek by van die finalejaars, en almal het onmiddellik gesê, Skalk Bothahof, dis die plek waar jy wil bly. Dis 'n pragtige, skoon woonstelblok. Die kerk, die NG Kerk, het 'n definitiewe vinger in daai pastei gehad, want dit was half deel van 'n behuisingsskema wat die kerk destyds al vir jare gehad het, om jong mense half te help om hulle self te vestig. En natuurlik, omdat die kerk 'n vinger in die pastei gehad het, was daar natuurlik hierdie huisreëls. Jy mag die kinders gehad het nie. Die reël was, as jy kinders kon hê, was jy eintlik alreeds hopelik in 'n finansiële beter omstandigheid. So, niemand in die woonstelblok het kinders gehad nie, daar het ouer bejaarde mense gewoon, en dan jong getroudes, en selfs 1 of 2 ongetroudes. En natuurlik die ander reël was, as jy ongetrouwd was, 11 uur saans, moet die ander helfte sy of haar goed vat en verdwyn. Nietemin, so gesê, so gedaan. Ek het 'n afspraak gemaak met die tannie wat op daai stadium die bestuurderes was, die opsigter was, en ons het haar gaan sien. Maar dit het die finalejaars ook vir my gesê, jy sorg dat jy iewers dit laat deurskemer, dat jy teologie studeer, dat jy op pad is om 'n dominee te word. En met hierdie stukkie goeie raad het ons die tannie gaan sien. Nodeloos om te sê, die gesprek het min of meer begin by die plus minus 170 aansoeke wat daar gelê het. Nou, ek kan nie meer onthou hoeveel woonstelle in die kompleks was nie, maar definitief was daar nie 170 nie. En sy het op 'n stadium vir Rentjie gevra wat sy doen, en natuurlik toe breek die goue geleentheid aan vir my, toe sy vra wat ek doen, om dan nou te verduidelik dat ek teologie studeer, dat ek in my voorlaaste jaar is. En die res van die verhaal is eintlik pragtig, dat in so bietjie minder as 2 maande het ons gespring van nommer 170 na 'n 1 slaapkamer woonstel, waar ons heerlik gewoon het uiteindelik na ons troue. En hoekom vertel ek vir jou die storie? Ek vertel vir jou die storie omdat dit eintlik so deel is van ons almal se verhaal. Ons almal wil graag iemand ken wat die lewe net so klein bietjie makliker maak. Ons almal wil iemand ken. Ons almal het daai vriend wat dalk 'n kontak het iewers. En ons wil dit maar net gebruik. En kom ons sê dit maar vir mekaar, vriende, hoe meer ons besigheid uit mekaar val, hoe swakker die diens raak in staatsdepartemente, in besighede, waar ons ook al kom, hoe swakker die diens, hoe meer is ons genoodsaak om uiteindelik iets te probeer, om net dinge te laat gebeur. En dikwels kom dit maar daarop neer, dat ons hoor of ons nie iemand ken nie, of iemand nie iemand ken, en weet jy wat, eintlik die hartseer is dat ons die paar gewillige mense eintlik heeltemal oorlaai. Maar goed, is dit wat gebeur in Exodus 3? Dalk op 'n persoonlike vlak. Is dit wat ek en jy doen as ons in 'n verhouding met God wil staan? Here, ek kry finansiëel swaar. Ek is mos u kind. Wat moet ek doen sodat u in my swaar kry moet ingryp? Ek het al 'n hele paar beriggies gelees van mense wat buitengewone hoeveelhede geld by iets soos 'n lotery wen. Onlangs weer
'n persoon in een van die Amerikaanse loterye. Dis 'n bedrag wat nie ek of ons vorige president behoorlik kan uitspreek nie. En dan die persoon se sogenaamde getuienis, dat hy gebid het daaroor. Die God, hierdie onverklaarbaar almagtige God, is daar iets wat ek vir hom kan sê, wat hom kan laat ingryp in my finansiële toestand, in my werkloosheid, of in my werksomstandighede, of in my siekte, of in my gebroke verhoudings? Kom ons lees Eksodus 3. Ons lees af van vers 1 af. Die agtergrond, julle weet, ons gaan later ook weer daarna verwys, maar Moses bevind hom by sy skoonpa Jethro, omdat hy uiteindelik daarheen gevlug het, toe dit rigbaar word, dat hy in Egiptenaar doodgemaak het. So Moses, vers 1, Moses het die kleinvee van sy skoonpa Jethro, 'n priester in Midian, opgepas. Hy het die kleinvee diep in die woestyn ingejaag, totdat hy by Horeb, die berg van God, gekom het. Toe verskyn die engel van die Here aan hom, in 'n vlam binne in 'n doringbos. Terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. En Moses sê vir homself, ek wil tog 'n bietjie nader gaan, om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep God na hom toe uit die doringbos. Moses, Moses. En hy antwoord, hier is ek. Die Here sê toe vir hom, moenie nog nader kom nie. Trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan is gewyde grond. Verder sê hy, ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk. Daarna sê die Here, ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien, en hulle noodkrede oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem. Daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van Egipte te bevry, en om hulle daarvandaan te laat trek na 'n goeie en uitgestrekte land, 'n land wat oorloop van melk en honing. Dit is die land van die Kanaaniete, Hetiete, Amoriete, Ferisiete, Jewiete en Jebusiete. Die noodkrete van die Israeliete het my bereik, en ek het ook aanskou hoe Egipte hulle verdruk. Daarom stuur ek jou na die Farao toe, sodat jy my volk, die Israeliete, uit Egipte kan bevry. En toe sê Moses vir God, wie is ek, dat ek dit by die Farao sou waag, en dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry? God het vir Moses gesê, ek sal by jou wees, en die bewys dat ek jou gestuur het is dit, wanneer jy die volk uit Egipte bevry het, sal julle my by hierdie berg aanbid. Daarna sê Moses vir God, sê nou maar ek kom by die Israeliete en ek sê vir hulle, die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur, en hulle vra vir my, wat is sy naam? Wat moet ek dan vir hulle sê? Toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na julle toe gestuur. Vriende, ons gaan net tot daar lees terwille van die tyd. Jy kan gerus, ek wil jou uitnooi, jy kan gerus die res van hierdie verhaal gaan lees. Vat hom sommer daar van Eksodus 1 af, 2 af, 'n pragtige verhaal. Miskien 'n verhaal wat ek en jy al so 'n bietjie begin vergeet het. Wie is dit wat my na die Israeliete toestuur? Ek het net nou daarna verwys. Hoe meer ons samelewing uitmekaar val, hoe meer wil ons hê, iemand moet tog net help. Ek kry gelukkig al minder, maar ek kry af en toe oproepe van mense wat sê, jong, ons het 'n bietjie gesit en slaap, jy het nie dalk vir ons 'n kontak daar by die tehuis, om vir ons 'n plekkie te kry nie. Nou, miskien moet ek dit nou maar sommer hier onomwonde sê, nee, ek ken nie tehuis personeel goed, en nee, ek is nie op die beheerraad nie, ek weet nie eers wie doen die plasings nie, ek weet daar is 'n lys waarby ek seker eersdaags my naam ook sal moet voeg as ek eendag daar 'n plekkie wil hê. Maar vriende, dis die samelewing waarin ek en jy lewe. Ken jy nie dalk iemand wat my kan help nie? Ken jy nie dalk iemand in die vakansieplek waar ek wil gaan vakansie hou, wat vir my 'n goedkoper blyplekkie kan gee nie?
En natuurlik die klassieke. Ek is bereid om te betaal. Ek is bereid om te betaal as iemand net namens my 'n bietjie vinniger sal optree. Nou, is dit wat hier gebeur? Is dit wat in my en jou lewe gebeur? God verskyn aan Moses. En as 'n mens nou mooi dink, en dis die wonder van 'n reeks. Ek vat jou vir 'n oombliekie gou terug na gisteraand, wat gesê het, God het met my en met jou 'n doel. Hy loop 'n pad met my en jou. Ek is nie toevallig hier nie, jy is nie toevallig hier nie. God verskyn aan Moses, die perfekte persoon om sy volk te lei. En hoekom sê ek dit so baie eenvoudig? Moses is gebore as 'n Joodse seentjie. Hoekom sal Moses van duisende seentjies wat hulle lewe verloor, hoekom sal God sy lewe red? Hy word uiteindelik in sy eie Joodse familie groot, nadat die dogter van die farao hom uit die rivier gered het en sy suster gekom het en gesê het, ek kan iemand kry wat hom die eerste tyd kan versorg. Hy word in sy Joodse wortels, word hy groot. Dan versit hy na die paleis van die farao. En ons weet uit die geskiedenis uit, dat die Egiptiese samelewing op daardie stadium 'n eerste wêreld samelewing was. Hy word groot as die seun van die dogter van die farao, 'n klein prins. Hy deel in al die voorregte van die beste opvoeding. Ek wil glo dat as 'n nasie wat skeepvaart en al hierdie ding gehad, is Moses op die beste moontlike plek waar hy kan wees. Het God 'n fout gemaak om hom te roep? Nee, inteendeel, God is in absolute beheer. Is dit nie wat ons gisterand vir mekaar gesê het oor my en jou lewe nie? God is in absolute beheer. En nou kom God na Moses toe in 'n wonder, in 'n bos wat nie uitbrand nie. Moses se aandag word getrek, hy kom nader en nou vind daar eintlik 'n reeks van ontmoetings plaas, wanneer God heel eers vir hom sê, trek uit jou skoene want daar waar jy nou staan is heilig. En Moses weet met wie hy te doen het, hy versluier sy gesig, want hy durf nie vir God kyk nie. En God stel homself aan Moses bekend en sê, ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Wat gebeur in vers 13? Nadat God die gesprek half begin het om te sê, Moses, ek sien wat met my volk gebeur en ek wil ingryp. Wat gebeur in vers 13? Moses sê, sy reaksie op God is, wie moet ek sê het my gestuur? Wat is u naam? Nou, ek en jy moet iets verstaan van die ou nabye Oosterse tyd, van die antieke geskiedenis, want in 'n naam was baie opgesluit. Dit was asof 'n naam iets van 'n mens se eienskap of iets van sy omstandighede eintlik verwoord het. Een voorbeeld, en ons sou honderde voorbeelde uit die Bybel kon noem. Josef byvoorbeeld, noem sy seun Manasse, sy oudste seun. En as jy Manasse sou vertaal, dan beteken dit maar net, God het my alles laat vergeet. So ek wil hê jy moet nou baie mooi verstaan, dat wanneer Moses dus kom en vir God vra, wie is u, wie moet ek sê het my gestuur, probeer hy eintlik om vir God uit te lok en te sê, gee vir my 'n naam, om vir Israeliete te gaan sê, maar in daardie naam, vang vir my
u belangrikste eienskappe op. Sê vir my iets van u. Nie ter wille van die Egiptenare nie. Nie ter wille van die Israeliete nie. Maar ter wille van myself. Wie is dit wat my uiteindelik stuur? Wat is u sterkpunte? Wat is u swakpunte? Hoe kan u my help? Vriende, ek wil amper so 'n oombliekie vertoef. En ek wil vir jou sê dat ons miskien gou baie persoonlik moet raak. Is dit wat ek en jy doen as ons met God te maak het? Aanbid ek God vir die voordeel wat dit vir my inhou. Dit terwyl die almagtige God gisteraand na my en na jou toe kom en sê, ek het jou geken, Anton. Jou lewenspad was uitgeskryf voordat jy die eerste keer die lig gesien het op 13 Julie. Is my en jou gebedslewe 'n dankbare vertolking van hierdie ongelooflike verhouding wat ons instaan met die almagtige God, of het ons dit dalk gereduseer na 'n punt toe waar ons sê, ek suffer, ek weet van iemand wat my dalk kan help, 'n God, en ek wonder wat ek moet doen, ek wonder wat ek moet sê, ek wonder hoe ek hom moet benader om my uiteindelik te help. Ek dink die toets lê uiteindelik in my en jou gebedslewe. Vriende, wat is die dinge waaroor ons met God praat, as ons met hom praat? Is dit 'n liefdesbrief waarin ons in alle eerlikheid ons harte teenoor God oopmaak? Waarin ons in dankbaarheid bely dat hy ons God is en dat ons vir hom lief is. Dat ons in absolute verwondering hom aanbid. Of het ons gebedslewe 'n inkopieslys geword. So, om maar die Engelse woord te gebruik, so 'n to-do list. Here, ek wil hê, u moet dit vir my doen en dit vir my doen en dit vir my doen, ongeag die volgorde. Here, ek wil hê dat u ons gelukkig sal maak in ons huwelik. Ek wil nie aan my huwelik werk nie, maar u moet ons gelukkig maak in ons huwelik. Here, ek wil hê u moet ons finansies uitsorteer, al weet ek dat ek dikwels oorspandeer en onnodige goedkoop in ons leefstyl probeer leef wat ons nie kan handhaaf nie, maar u moet dit vir ons uitsorteer. Here, u moet vir ons gesondheid gee. Ek weet ons lewe nie gesond nie, ons leef absoluut ongesond, maar u moet vir ons gesondheid gee. Ag en Here, u moet ons dorp red. Ek wil self nie 'n vinger verroer nie, maar u moet ons dorp seën en u moet ons land seën en. Dis nie die verhouding wat God met my en jou wil hê nie. Dis nie, Here, wie is u? En waarvoor is u bekend? Sodat ek u kan gebruik nie. So ek moet vanaand vir jou vra, soos wat ek vir myself in absolute eerlikheid moes vra. Hoe lyk jou gebedslewe? As ons dit gebruik as barometer vir ons verhouding met God. Leef ek vanuit 'n absolute verwondering oor wie hierdie God is. Gereed om elke dag verras te word deur sy skepping en deur sy versorging en deur sy onderhouding van die skepping. Of is hy die God wat net met sorg, anders is hy nie goed nie. Vriende, ek wil jou herinner aan die feit dat die onverklaarbaar
almagtige God, my en jou gedagtes ken voordat hulle by ons opkom. Dit is soos om skaak te speel teen iemand wat reeds jou volgende skuif weet. God laat hom nie bluf nie. Jy kom nie vir 5 Sondae of 6 Sondae agtereenvolgend kerk toe. En dan wil jy bid en sê, Here, ek was nou so getrou, nou moet U my asseblief help. God ken ons planne nog voordat ons planne gemaak het. En ons is nie robotte nie. Hy ken net ons planne. Hy ken net ons gedagtes. God ken Moses se gedagte en daarom gee hy vir hom hierdie antwoord. Ek is wat ek is. Ek is my na julle toe gestuur. Vriende, kan ek jou maar vanaand daaraan herinner dat God onmanipuleerbaar is. Daar's niks waarmee ek en jy met God kan armdruk nie. Ons kan in gebed, in verootmoediging na God toe gaan. Ons kan God se uitnodiging, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, met albei hande aangryp. Maar ons kan nie met God onderhandel nie. Nie met die almagtige God, die skepper van hemel en aarde nie. So as ek en jy as vir God wil ken, mag dit wees om opnuut weer in verwondering te wees. Mag dit wees om werklik die diepte van sy liefde en sy omgee vir ons te verstaan. Maar mag dit nooit wees omdat ons wil kyk of ons teenoor hom kan stelling inneem. Ons kan nie. Hemelse Vader, dankie dat U God is. So onverklaarbaar en so almagtig as wat U is. Vergewe ons, Here, as ons soms soos 'n Moses van ouds U wil probeer verstaan om U te manipuleer. Help ons, Here, om U net te dien, om U net te gehoorsaam, om U net lief te hê vir die almagtige God, wie U is. Amen. Vriende, ek gaan jou uitnooi na môre aand, dis Saterdag aand, môre aand, en ja, ons het baie keer 'n sosiale program en alles wat daarmee saamgaan, maar ek wil jou uitnooi. Want ons gee nou 'n treetjie verder vanuit vanaand se tema en dan vra ons vir onsself die vraag af, moet 'n goeie God goed wees vir sy kinders? Anders gestel, moet dit altyd goed gaan met God se kinders? Kom ons probeer om môre aand daardie vraag te antwoord. Seën vir jou vir die res van hierdie aand.